Ons skriflesing vir oggend, Romeine 6. Ons gaan lees van vers 1 tot by vers 11, en dan ook vers 17 en 18. Paulus wat skryf aan die gemeente in Rome, hoofstuk 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onze Here. Vers 17. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ons kyk ook net vers 22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en eindelik die ewige lewe. Net tot hiertoe ons skriflesing, kom ons bid saam. Dit is in die naam van ons Here Jesus Christus, Here, dat ons hier by mekaar is. Ons dink oral waar die woord in hierdie wêreld verkondig word, vir ons ook bid waar dit in waarheid verkondig word, dat U dit besonder sal seën in hierdie dag. Want as dit nie vir U was nie, was daar geen hoop vir die mens nie. Weereens, so baie keer al gesê, en soos wat in die harte gelewe word van elke wedergeborene, dankie Here Jesus, dat U bereid was, dat U die prys betaal het, sodat daar vir ons hoop is, dat ons die ewige lewe kan hê, en dat hierdie hoop 'n vaste wete is, wat 'n mens in sy lewe kan hê, soos wat U die geloof ook werk deur die Heilige Gees, nadat ons gereageer het in hierdie lewe, op U woord, om Jesus aan te neem. Hoe groot is U? Ons sal U beter loof en prys, as ons eendag daar by U is. Dankie vir die belofte, vir die ewige lewe, en dat ons kan weet, waarheen ons op pad is, as ons hierdie sekerheid gekry het van saligheid. O Here, ons bid in hierdie dag dan, as die woord uitgaan, en mense dit hoor, nog nie vir Jesus Christus as saligmaker aangeneem het nie, dat U deur die Heilige Gees sal werk. Ons weet dis mense wat hulle eie besluite neem, U het vir elke mens 'n wil gegee, maar Here, dat U so sal werk dat die oortuiging duidelik is, soos by 'n T-aansluiting waar mense sal moet besluit, links of regs, ja of nee. O, dat hulle sal besef, die sonde en die ellende, hoe groot dit is, hoe groot die genade is, om die oorgawe aan U te maak. En Here, dan elkeen wat Jesus reeds as saligmaker aangeneem het, dat hierdie dag dan ook sal wees, opnuut, 'n aanmoediging, bevestiging, 'n herbesluit. Dit is maar die beste om Jesus Christus in hierdie lewe voluit te dien. In hierdie lewe met sy probleme, in hierdie lewe waar alles agteruit gaan,
Mens gaan agteruit, totdat ons die ewige lewe by U kan hê, waar ons dan oorgaan van hierdie lewe na die ewigheid. Dankie dat dit een ding is wat nie agteruit gaan nie, ons geestelike lewe, dat ons kan groei, dat ons in heiligmaking kan toeneem in die dinge van die Here. U, o Here, dankie dat U die Heilige Gees uitgestort het en dat U woning maak by ons, sodat ons U kan belewe in hierdie lewe. Bid dan doelbewus, Here, ook dat U sal werk in die harte, ook hier in die woord wat bedien word hier. U ken my nederigheid, my bekommernis, my sorge. U weet, met U is alles moontlik. U weet dan ook dat wanneer die geloof tekortskiet, dan sê ons, Here, ontmoet ons in ons klein geloof en ons kan U vertrou. En dan, Here, wil ek ook vra dat U woord ingang sal vind en dat U sal oortuig. Die afkondiging is gedoen hier in die gemeente voor die tyd. En ons het verneem van mense wat baie, baie ernstig siek is. Terwyl ons hier by mekaar is op hierdie oomblik, sal U dan ook U hand daar op plaas, daardie persone, om vir hulle aan te raak. By U is niks onmoontlik nie. U kan gesond maak. Maar daar waar mense hande nie kan bykom nie, medikasie nie kan bykom nie, daar, Here, sal U ontmoet, bemoedig, in die hand neem. Ek weet almal van ons, hierdie lewe gaan eindig en dan gaan ons die ewigheid in, dat ons dan met U die ewigheid ingaan, so bid ons besonders vir die wat nie wel is nie, dat hulle, terwyl ons vir hulle bid, ook sal belewe, die Here is nou daar by hulle, om te bemoedig en te ontmoet, meer as om net te bemoedig, meer as ons woorde, daar waar U weet om te kommunikeer. Dankie, Here, vir die sorg wat U in die gemeente het vir ons. Dankie dat ons vir mekaar daar kan wees. Dankie dat U die een is wat werk in kinders van die Here se harte om vir mekaar daar te wees. Wil besonders bid ook, Here, vir die kerkraad. Bid ook, Here, vir vanaand se byeenkoms. Die verrigtinge hier in Januarie, ook Februarie, wat kort voor die deur is, vir ootmoedigingsdienste wat voorlê. Ons bid vir hom wat vir ons die woord gaan bedien, ook vanaand. Maar Here, wil ons dan ook bid dat U ons harte oop sal vind, elke een, om te doen wat U wil hê ons moet doen, om te lewe soos U wil hê ons moet lewe. Want aan U kom toe die eer, die lof, die aanbidding van ons harte. U is groot, U is goed, U is God. Amen. Romeine 6 vers 4. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dat ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hierdie woordjie wandel in die oorspronklike taal is 'n woord wat saamgestel is uit twee basiswoorde wat eintlik maar beteken betreffende jou tred of jou tree, aangaande jou tred, jou tree, jou stap waaroor dit gaan. So ons vanoggend 'n bietjie praat oor die wandel in die nuwe lewe, die wandel in die nuwe lewe. Ek herinner dat Dr. Andre 'n aantal boodskappe uit die Efesiërs reeds vir ons gebring het. Verlede Sondag aand die tema wat ons gehad het, 'n nuwe lewe vir nuwe mense in Christus Jesus. Vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor hierdie wandel in die nuwe lewe. Nou hierdie woordjie wandel, my dink ek so 'n hele paar jaar gelede ek 'n vriend gehad wat 'n spoorsnyer is. Nie sommer net 'n spoorsnyer nie, hy weet hoe om 'n spoor te sny. Een keer geskakel vir iets wat verdag lyk en terwyl ek met hom praat, sê ek vir hom, daardie persoon is nie meer hier nie. Maar ek het so met die ou tipe tegnologie 'n videoetjie geneem. Hy kyk daarna en hy is daar weg. Tydjie later toe bel hy my, hy sê vir my, hierdie man is aan die ander kant van die dorp, het by bus geklim en hy is nou nie meer hierso nie.
Ek sê van my, hoe kan jy dit reg kry? Dis hanteerpad en sypaadjies. Hy sê nee, maar ek het sy spoor hier gekry en ek het hom aan die ander kant weer in die sand gekry. Hy sê ek weet so naaste by watter rigting sal hulle gewoonlik gaan. Ek het opgetel en duidelik die spoor gekry daar by die ander en daar's die spore deur die ander en toe hy is in die bus. Ek sê nou, hoe kom jy bus? Hy sê nee, dis waar die bus gestop het. So die spore betref, kan spore gesien word en daar's mense wat baie kundig is, wat weet watter spore geloop word. Nou as ons praat oor die wandel in die nuwe lewe, dan gaan dit juist daaroor dat hierdie lewe het begin op 'n dag waar ons 'n sekere rigting geloop het en toe het ons lewe verander. So ons praat nou met kinders van die Here wat by daardie plek gekom het, tot bekering gekom het. Die eerste tree wat gegee is in 'n ander rigting, in die regte rigting, in die lewe, in die rigting na die ewige lewe toe. Nou, Dr. Andre het nou gepraat uit Efesiërs, net so enkele aanhalings uit Efesiërs 4 vers 21 tot 24. Vers 21, die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, sê vers 22. Vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ware geregtigheid en heiligheid. Nuwe mens, nuwe pad, nuwe tree wat ons gaan. So ons praat dan oor die wandel in die nuwe lewe. Die doel van die boodskap vanoggend is dan juist dat ons as kinders van die Here aangemoedig sal wees om spontaan vir Jesus Christus te lewe, elke dag van ons lewe. Want kinders van die Here is mense wat nuut gemaak is, die nuwe lewe betree het. So die wandel in die nuwe lewe. Nou die evangelie word uitgedra, blye boodskap, mense neem dit aan, as die wat gered word, baie, die woord van die Here sê min wat die weg vind, maar die wat wel die Here Jesus as saligmaker aangeneem het, kind van God geword het, wedergeboorte het plaasgevind, God doen die werk, God red jou. Dis ons verantwoordelikheid om te reageer en te sê, ja Here, ek neem dit aan. Ek neem hierdie geskenk aan. En as ek die Here aangeneem het, dan begin die nuwe lewe. So dit gebeur dat iemand op 'n plek kom waar hy besef dan hoe groot sy sonde en ellende is, en daardie persoon wat hom dan oorgee om van hierdie sonde en ellende verlos te word. Hy gee hom oor aan die Here om hom te verlos. Nou leef hy dan dankbaar vir die verlossing teenoor die Here. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles nuut geword. Het jy al daardie belewenis gehad waar jy nuut met die Here begin het, nuut die pad loop? Ons kan met Paulus identifiseer dan in Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die Here het geroep, mense het gereageer, hulle bekeer en die Here het gered en nou is die roeping om Jesus voluit te dien. Ons wat hier sit is nog nie in die hemel nie. Maar wat doen ons nou hierso terwyl ons hier is? Nou leef ons dankbaar. En hierdie dankbaar is aktief vir die Here. Die nuwe lewe is dan die proses van ons geestelike groei in die Here. Nie passief nie, met ons samewerking. Nou die eerste wat baie belangrik is in verband met die nuwe lewe is dat 'n mens moet besef, dit begin by die denke. Ons rede wat vernuwe moet word. Nou die eerste waar iemand die regte manier gedink het, is daardie keer toe daardie persoon besef het, ek is verlore en reg gedink het om te sê, Here, help. Ek gee my oor aan U. En nou gaan van hier af, nie meer ek nie, maar U, alles in my lewe. So die denke wat vernuwe moet word. Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken, nou dat jy kind van God is, reken, dink, dat julle wel vir die sonde dood is,
maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. So nou met die dink daaroor, ons is gemaak om elke dag te bereken en besluite te neem. Daar word gepraat op 'n stadium met Arnold Schwarzenegger, die man wat so lekker spiere het. Hulle vra vir hom, nou, wat se raad het hy? Hy sê, as jy wakker word in die oggend, moenie dink nie, begin oefen. Nou, 'n kind van die Here word wakker met die denke by die Here. Ons gaan nie soos dit nie dink en begin oefen nie. Ons dink en ons sê, dankie Here vir hierdie dag. Dankie Here dat ek wakker word. En dan raak ons wakker en dan kan ons oefen en dan kan ons besig raak. Maar denke is belangrik. As hulle sê, probeer om aan niks te dink nie, is nogal moeilik. Want jou gedagtes is maar hierdie kant toe en daardie kant toe. En daarom dan as kind van die Here, ons denke wat nou vernuwe word. Hoe het ons gedink in die verlede? Hoe dink ons in die toekoms? Hoe dink ons nou? En as ons hier by mekaar is dit nogal heel maklik, want dit gaan oor die dinge van die Here. Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hierdie gemoed is die woordjie mind, denke, sodat jy kan beproef, weer eens die woordjie beproef, dink wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Praat met 'n ingenieur, dan sal hy sê, alles begin by die tekenbord, jy dink, hoe gaan ons dit doen? Dan doen jy dit. En daardie denke het mas nou plaasgevind, as ons nou dink aan kinders van die Here, die dag, toe jy klaar beplan het, en besluit het, dit is 'n verlore toestand, ek gee oor aan die Here, nou gaan ek die pad met die Here loop. Romeine 12 vers 1 sê, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Dr. Andre ook so 'n tydjie gelede het dit aangehaal en gesê, redelike beteken om te redeneer, om te dink. So voortdurend oefen ek my gedagtes daarin. Here, wat wil u hê? En so neem ek my besluite. En ek het my eie wil, u het die eie wil, ons kan besluit wat ons doen, maar ons ken hom in al ons weë. So die wandel in die nuwe lewe begin by die denke wat vernuwe moet word. Ingeoefen moet word nou om die Here Jesus in al ons weë te ken. Denke ingestel, alles vir Jesus Christus, alles wat u wil hê, Here. Nou Paulus getuig hiervan in 2 Korintiërs 10 vers 5 as hy sê, terwyl ons elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte. Nou as 'n mens nou dit wil inoefen, onthou oefening kan 'n mens nogal moeg maak, maar jy word fiks daarin. Dit word deel van jou lewe al meer en meer in hierdie groeiproses nader aan die Here ook, as die gedagtes geoefen word, elke gedagte gevange neem. Waarmee is ek besig om te dink? As ek afdwaal, bring dit terug. Jesus, u is die een wat toets, u is die een wat oordeel, u is die een wat dit beoordeel, dat die Here dan ook vir ons dit beoordeel, en dat ons weet dan ook eendag sal ons die loon ontvang, en dan sal vir die Here die eer gee vir dit wat hy vir ons gedoen het. Filippense 4 vers 8 sê, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Deug, lof, al die goeie dinge. Party mense sukkel nogal baie daarmee. Iemand vertel eendag vir my, wanneer hy bid, dan begin hy, as hy wil begin bid, dan sukkel hy allerhande gedagtes en goed wat in die gedagtes kom, wat regtig glad nie goed is nie. Praat met die Here daaroor. Dan is die fokus mos op die Here ook. Om nou eers te probeer jouself mooi te maak in jou gedagtes en dan met die Here te praat. Alles is openbloot vir die Here. Sê vir die Here dit. Sê Here, ek sukkel met hierdie gedagtes nou. En dan so neem jy dit gevange met die Here se hulp. Saam met die Here word dit vir die Here gegee. So word ons dan al meer nader en nader aan die Here Jesus. Groei ons al nader aan die Here Jesus. Maar die nuwe lewe, nadat 'n mens nou wedergebore geword het, word nie geïsoleerd geleef nie. Nie in isolasie nie. Partykeer as 'n mens nou net so op jou eie kan wees, party se geaardheid is ook so dat hulle gemaklik is al daar eenkant op hulle eie is. Maar die Here sê, dit was nie alleen gelaat op hierdie aarde nie. Adam het nie reg gekom toe hy alleen was nie, toe gee die Here vir hom hulp. En nou die wêreld al so vol mense geword, en hierdie wêreld is daar nog mense. Nou sê Spreuke 18 vers 1 vir ons, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte, hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.
Selfs as ek onder kinders van die Here, as een sê, man, ek gaan 'n bietjie afkwaad nou eers daardie kant toe, dan ja, kry jy maar reg en kom net weer terug. Ons is tussen ander mense, ons is nie alleen op hierdie aarde nie. Die Here se woord sê vir ons moet daarmee vrede maak. Al is jy die watte geaardheid van nature, al is dit jou gemak so om 'n bietjie eenkant te wees. Party mense is net baie gemakliker tussen ander mense. Die woord van die Here sê vir ons is tussen ander mense. En daarom hy wat hom afskei soek sy eie begeerte. Dis nie die Here se begeerte nie. So saam met ander mense in hierdie wêreld. Ander mense baat daarbey dat ons as kinders van die Here opreg wandel met Jesus Christus in hierdie nuwe lewe. Gevolglik dan ook in die tweede plek, die wandel in die nuwe lewe. Kom ons kyk hier so 'n bietjie binne in die gemeente, onder kinders van die Here. Dit dien tot opbouing van die self, saam met medegelowiges vir die saak van die Here. So is opbouing as ons met die Here die pad loop. So elke individu wat die pad met die Here ernstig loop, is positief dan ook tot opbouing van 'n medegelowige vir homself, vir medegelowiges, vir die saak van die Here. Aansporing vir mekaar, dis wat ons dan in gedagte het ook. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. Hierdie woordjie gemeenskap, koinonia in die oorspronklike taal, wat dan ook sê dat ons mekaar te doen het in die dinge van die Here, en dan ook verder dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van alle sonde. So as ons die sonde aflê, positief fokus op die dinge van die Here, wanneer ek my voorbereiding gedoen het, u voorbereiding gedoen het, as kom by mekaar hierso, Here met 'n verwagting, wat wil u vir ons leer? En ons begin met mekaar te doen hê ook, dan is dit tot stigting, tot opbouing van die saak van die Here, wanneer ons met mekaar te doen het. Jesus Christus is gemeenskaplik, dis waaroor dit gaan oor hierdie byeenkoms. Hy kry die eer. Dis hoekom daar ook 'n voorbeeld van 'n kruis hier agter is. Jesus Christus het die prys betaal. Hy het opgestaan uit die dood. Ons is hier om hom die eer te gee. Ons het dit in gemeen, dis waaroor dit gaan. En daarom opbouend vir mekaar ook, wanneer ons Jesus die eer gee, getuig van die Here Jesus onder mekaar dan ook. In Judas vers 20 staan daar, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om onsself op te bou in ons allerheiligste geloof. Wanneer die sang daar is, as sing, die melodie is so lekker, let op die woorde, stem ek saam daarmee, is daar die lof gebring word, is dit wat ek uit my hart uit bedoel, ag, dan sing ons so lekker saam met mekaar ook, en so, elkeen sy eie gedagtes besig, maar gemeenskaplik ons gedagtes by mekaar, in die gemeente ook. 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, ja, elke individu is tempel van God, maar dit is vir ons wonderlik ook 'n geestelike huis, as ons by mekaar saam is hierso, dat ons ook aan 'n gemeente kan behoort, om te weet, hierdie wandel in die nuwe lewe, is tot opbouing vir myself, saam met medegelowiges, vir die saak van die Here. Wanneer 'n vuur in die gang is, gereed gemaak word, en daar's kole, die kole hou mekaar saam warm, vir die vuur, om ook in die gang te wees. As die een koeltjie een kant gesit word, daar op 'n klip, jy los hom daar, dan begin hy sommer gouer koud word, maar saam, en daarom dan ook hierdie wandel in die nuwe lewe, beteken baie vir ons saam met mekaar. Efesiërs 5 vers 19 sê, spreek onder mekaar, met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart, tot eer van die Here. Kan jy agterkom onder mekaar, saam, sing, psalms sing, en dan in my hart, in jou hart, en elkeen se hart, onder mekaar. En dan sê vers 21 van Efesiërs 5, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Aan mekaar onderdanig. So dit sê iets van ons hartsgesindheid ook, nie van kyk hoe oulik is ek en nou, ag jy nie, maar in die oë van Jesus Christus, almal gelyk. Ja, maar volgens daardie een het daarom nog eers, en hierdie een dit, die Here kyk anders, hy kyk nie die prys wat hy betaal het, hy kry die eer daarvoor, en daarom aan mekaar onderdanig in die vrees van die Here. Maar, nou hoe gemaak nou,
Daar buite die gemeente, wat van die samelewing, hoe moet ons daar maak? In die derde plek, hierdie wandel in die nuwe lewe, in die samelewing, bevorder die uitbreiding van die Here se koninkryk. Want siele word gered vir die ewige lewe. Nie skaam vir die saak van die Here nie, het ons gesê, ons moet spontaan wees. Nou dis 'n bietjie moeiliker nou, want daardie mense kyk nou baie krities na ons. Kyk baie krities na jou as jy kind van die Here is. En hulle is baie foutvinderig. Maar hoe moet ek nou maak? Nie skaam vir die saak van die Here nie, is die kern waaroor dit gaan. Leef net eenvoudig Jesus uit. As 'n ding verkeerd is, hy verkeerd. As dit reg is dit reg. Het kan gebeur dat jy alleen staan. Op 'n stadium het dit gebeur, toe ek werk gedoen het destyds, die jong manne daar besluit het, hulle gaan so 'n bietjie ding saam beplan met iemand wat hulle nog glad nie van gehou het nie. Kom hulle by my ook en wil ek moet ook nou saam daaraan deel, en ek vra hulle, maar waaroor gaan dit? Toe sê ek, nee, gaan praat met hierdie mense. Ek het so kort by die Here uitgekom en besef, 'n mens loop die pad met die Here. Sê, gaan praat met die man. Nee, maar hulle kan nie met hom praat en dit nie. Toe sê ek, goed, sê vir my dan wat gaan sê. Toe maak ek maar op papier 'n lysie en toe gaan praat ek met hom. Dis nie maklik nie, partykeer, maar die Here laat oor jou pad toe wat hy jou mee help. Moenie bekommerd wees nie. Moenie beplan, hoe gaan ek dit en dit nou doen op my eie nie. As jy moet beplan met die Here saam. Die Here laat oor mense pad toe dit wat jy kan hanteer. Die Here gee om vir sy kinders. So daar in die samelewing, laat die Here die dinge uitwerk. As so iets oor jou pad kom. Ons is nog nie daar in die hemel waar dit net alles sondeloos is nie. In hierdie wêreld wat die Here Jesus se kinders gebruik, en hy gebruik die persoon van wie jy die minste sal verwag. Gaan kyk in die woord van die Here. Die Here gebruik mense wat op daai plek kom waar hulle sê, ek kan nie. Dan sê die Here, moenie sê ek kan nie. Dis jy. Want dis dan wat die Here se krag kan werk. So, die wandel in die nuwe lewe, in die samelewing, bevorder dan die saak van die Here, as ons net bereid is. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, sê Paulus. Vir die Jood, vir die Griek, vir alle mense met ander woorde. Die evangelie moet vertel word, gaan maak disippels, maar ek sê hierdie wandel in die nuwe lewe, dit gaan oor jou, dit wat die mense raak sien. Onthou dit. Woorde wek, voorbeelde trek. Dit is baie belangrik om te gaan vertel. Die groot opdrag, maak disippels, sê die Here Jesus. Maar mense let op jou wandel. En nou moet ek nou so mooi probeer met die Here saam. Vra die Here om te help. Die Here is getrou. Hy oortuig deur die Heilige Gees van sonde, geregtigheid, en hy bevestig in jou hart, jy is op die regte pad. So die wandel in die nuwe lewe beteken baie om siele te red, want die Here doen die reddingswerk. En dis maar net die woord van die Here, dis 'n boodskap wat uitgedra word deur ons leefwyse. Kom ons raak 'n bietjie meer prakties nou. Die uitbreiding van die Here se koninkryk word nou bevorder in die samelewing, maar hoe nou? Deur ons spontane leefwyse in die wêreld. Hierdie spontaan, ek het net nou gesê, ook nie skaam vir die saak van die Here nie. In die wêreld juis, nie om te gaan dweep en mense af te skrik en weg te jaag nie, maar leef net getrou, Jesus, u met my, begin die dag met die Here Jesus saam. En deur die dag dan, as 'n mens die pad met die Here loop, dat jy sal weet ook, die Here kom eerste in my lewe. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld, sê Jesus, hy is die lig van die wêreld, dan sê hierdie woorde, wie my volg, sal die lig van die lewe hê. En ons het mos die besluit geneem, ons gaan Jesus volg. En nou dat ek Jesus volg, ek het die lig van die lewe hier in my, want die Heilige Gees het woning kom maak in my lewe, in u lewe, u wat kind van die Here is. Volg Jesus voluit in die wêreld. En dan sal jy agterkom, die wêreld neem kennis daarvan, Jesus is die antwoord. Nou Matteus 5 vers 14 sê die Here Jesus, julle is die lig van die wêreld, omdat die lig kom woning maak het deur die Heilige Gees.
Vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Die regte dinge doen. Nou, as ons nou verkeerd gedoen het, en die wêreld gesien, praat maar met die Here daaroor, en kom vandag weer terug op standaard. Maar besef ook, lig word op 'n afstand gesien. Lig skyn, die son is nogal ver van hier af, en hy maak lig. Hierdie ligte in die dak, sê eentjie van ons af, maar die lig skyn hier. Ons kan sien, lig kan op 'n afstand gesien word. As ons die lig van die Here Jesus in ons lewe het, sien mense dit op 'n afstand. Maar die Here Jesus sê ook in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde. Daar's iets anderste. Sout kan raak gesien word op 'n afstand, maar dan is die lig wat die sout vir ons wys. Sout se uitwerking is daar wanneer dit kontak maak. As sout kontak het op die kos, gee dit smaak. As sout aangewend word op 'n wond, het dit 'n uitwerking op daardie plek. Dit maak kontak. En nou sê die Here Jesus ook vir ons in Markus 9 vers 50, julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Die wêreld sien natuurlik hoe kinders van die Here met mekaar te doen het ook, en dis waaroor dit gaan, hierdie vrede hou met mekaar. So sien die wêreldling dan raak hoe kinders van die Here teenoor mekaar funksioneer, en dan weet hulle, dis positief. Ek wil ook, daar's iets anderste. En die wêreld kan raak sien, jy het foute in jou, jy is nie foutloos nie. Maar hulle kon ook raak sien, iets anders het gebeur, jou lewe het verander. En daarom dan ook, is dit so belangrik dat ons sal weet, ons gaan moet kontak maak met mense. Dit gaan georganiseerde maniere, soos in hierdie gemeente aan die gang is, soos opgewonde daaroor ook, maar die Here stuur ook oor jou pad, dat jy sal weet, glimlag, Here, ek het gebid vir hierdie dag, en nou weet ek, nou is ek so afhanklik van U, Here, dat die dinge reg moet uitwerk. Maar baie belangrik natuurlik ook, as ons praat van in die wêreld, in die lig wandel, dat die koninkryk van die Here uitgebrei sal word. Hierdie uitbreiding van die koninkryk word bevorder deur ons nederige leefwyse. Ek het net nog gesê, spontane leefwyse, maar nie verwaand, kyk wat het ek en jy dit nie, nederig. Maar dis ook maar van uit genade dat ek gered is, ook maar van klei afgeknyp, soos daar gesê word in Job, ook maar mens, die ander is ook mens, en daarom dan ook hierdie opblye tyding wat met my gebeur het, wil ek graag ook dat die ander daarvan kennis neem, maar hierdie wandel in die nuwe lewe is baie belangrik om te weet, nederige leefwyse in hierdie wêreld. Hoe nederig? Die woord van die Here praat van gesag wat erken word, gesagstrukture in hierdie wêreld. As voorbeeld van ons ontzag vir Jesus Christus, gaan ons ook die gesag vir voorbeeld wees om gesag te erken. Gesagstrukture in die tye wat ons lewe word al minder erken. Ons leef ons in 'n tyd van die demokrasie, menseregte, en die mense wat daaronder is, hulle is die ouens wat nou dit sê het en die dinge moet doen. Dit is so dat daar die demokratiese bestel het ook die verkiesing, en dan word iemand gekies in 'n posisie, en dan teken daar persoon, en daardie persoon doen ook nie altyd reg, en so nie. So onder die mense is dit 'n stryd. Maar wanneer daar gesagstrukture is, soos wat die Here dit vir ons daar gestel het, dan as kind van die Here stel ons voorbeeld deur gesag te erken. Daar's wette wat nie oortree moet word nie. Ons moet die wet gehoorsaam. Romeine 13 vers 1 sê dat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. En dan verder sê vers 2 vir ons, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan sal hulle oordeel ontvang. So die Here het my in staat gestel om vir hom te lewe in hierdie deurmekaar wêreld. En met die hulp van die Here wil ek dan ook my gehoorsaam die wette van die wêreld wat daar gestel word, wat ek moet gehoorsaam. Maar met ontzag, juis omdat ek ontzag het vir my Skepper Jesus Christus, aan wie al die eer moet toekom. 1 Petrus 2 vers 17 sê, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Maar nou is hier 'n baie belangrike saak, in verband met hierdie nederigheid. Want as 'n mens nou sê, spontaan, dan klink dit asof iemand wil gaan heers. As dit praat oor nederig, dan klink dit asof iemand nou opgetrap moet word hierdie kant. Daarom moet jy met die Here die pad loop. En hierdie belangrike saak is,
sonder kompromie met die wêreld. Om hierdie nuwe lewe te bewandel, tot uitbreiding van die koninkryk van die Here in hierdie wêreld, geen kompromie met die wêreld nie. Dit gebeur destyds in die vroeë kerk, die Joodse raad sê, julle mag nie die evangelie uitdra nie. Hulle gee dit as 'n bevel, hulle mag nie die evangelie uitdra nie, as jy nie Jesus Christus gaan verkondig nie. En dan lees ons Handelinge 5 vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. So hierdie fyn balans, maklike balans, as jy die pad met die Here loop, gaan daaroor dat 'n mens in die wêreld bydra tot uitbreiding van die koninkryk, deur die Heilige Gees beter kan werk en oortuig, maar met ons spontane leefwyse vir Jesus Christus, nederige leefwyse, gesag erken, omdat ons ontzag het vir Jesus Christus, maar nooit kompromie met die wêreld, dat ons sal sê wat verkeerd is reg nie. Wat reg is reg. Die wandel in die nuwe lewe, baie belangrike iets in die vierde plek is gebaseer op die onvoorwaardelike liefde. Dis waar dit alles begin het. Het is goed om altyd 'n bietjie terug te dink, waar het dit begin? Hoe dit gebeur dat ek kind van God geword het? En nou leef ek vir die Here. Altyd bietjie dink, waar het dit ontstaan? En ons sien in 1 Johannes 4 vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. Ons het net nou ook gepraat van die groot gebod en die geloofsbelijdenis hierso. Ek met my naaste lief hê soos myself, God in die eerste plek lief hê. Maar God is liefde van sy kant af. Toe ons gered geword het, kind van God geword het, ons het dit geword as gevolg van God se onvoorwaardelike liefde. In 'n verlore toestand, aaklig, sondaar, het God my lief gehad. Onvoorwaardelik. Ek moes nie eers 'n bietjie beter geword het en dan sal God my lief hê nie. Net soos ek is. Net soos ek is, het ek na die Here toe gegaan. En daarom hierdie baie bekende teksvers, Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. Die wêreld, met sy aakligheid, so lief het God gehad, dat God mens word, hy stuur sy seun, hy betaal die prys, sodat ons die ewige lewe kan hê. Nie net om gered te word van die verlore en die hel mis te loop nie, maar dat ons regtig hemel toe kan gaan, by die Here gaan wees. Daar is nie 3 plekke nie, daar is net 2. Of die hemel of die hel. Mense sou dalk nie 'n 3de plek gekies het of die middelste plek gekies het as dit was so tussenin. Maar ongelukkig het God bepaal, dis of die hel of die hemel. Ons word gered uit die hel, uit die oordeel uit vir die ewige lewe. En dit omdat God onvoorwaardelik lief het. En nou roep hy ons op om lief te hê. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Judas vers 21. Julle moet julleself in die liefde van God bewaar. Bewaar, veilig hou. Hou jouself veilig in die liefde van God. En in hierdie nuwe lewe streef die nuwe mens om waarlik die groot gebod uit te lewe. Ek het net nog gesê, dan ook naaste lief hê soos jouself, die Here in die eerste plek. Maar Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Dit is dalk 'n bietjie makliker as broeders en susters hier onder mekaar so bietjie met mekaar nie lekker is nie, maak weer vrede in die Here en gaan aan en mekaar lief te hê. Nou in die wêreld, wat van daardie aaklige persoon? Dis daardie persoon wat die Here lief het. Maar as ek my in die liefde van die Here bewaar, die liefde wat in my hart woning maak het, Jesus wat op die troon van my hart sit, Here, U is liefde, God is liefde, ek bewaar my in die Here. En dan sê Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet, onvoorwaardelik. So graag wil 'n mens jouself laat geld as iets nou nie loop soos jy dit wil hê nie. Bewaar in die liefde van die Here. En so, wanneer dit is dat iemand jou te nakom, en jy nie jouself laat geld nie, dan kom mense agter, maar hier is iets anderste. Jesus het woning gemaak by daardie persoon. Soos wat die Here onvoorwaardelik my vergewe het, omdat ek my aan hom oorgegee het,
So stel ons die voorbeeld in hierdie wêreld, die liefde van die Here wat in ons harte woon. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê, die liefde soek nie sy eie belang nie. Die belange van Jesus Christus en die belange van daardie persoon wat gered kan word. Daarom wandel in die nuwe lewe, gebaseer op liefde, die basis waarin dit alles. Hierdie wandel in die nuwe lewe, ons het ook gehoor so 'n tydjie gelede daarvan, funksioneer met ywer in al ons aktiwiteite, wat ons doen, alles, Jesus in beheer van alles. Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vers 23 van Kolossense 3, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, selfs by die werk, tussen mense, wat ek mee besig is, soos vir die Here. Vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Julle dien die Here Christus, Kolossense 3 vers 17. Wat het ons gekyk vanoggend? Begin by die denke, hierdie wandel in die nuwe lewe, tot opbouing van die self, saam met medegelowiges, vir die saak van die Here, binne die gemeente. In die wêreld daar buitekant, dit bevorder die uitbreiding van die Here se koninkryk, spontaan, nederig, sonder kompromie. Dit is gebaseer op onvoorwaardelike liefde. Soos die Here my onvoorwaardelik lief het, moet ek my oefen om ook onvoorwaardelik lief te hê. Jy weet mos, daar's 2 soorte liefde in die woord wat gebruik word, wat vertaal word met die woord liefde in die Bybel. En die een is, hierdie is die goddelike tipe liefde wat uitgelewe word. Het funksioneer met ywer in al ons aktiwiteite. Efesiërs 6 vers 10, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dit is 'n belewenis, 'n aangename belewenis deur die instaatstelling van die Here in hierdie nuwe lewe om te wandel met die Here Jesus en in die nuwe lewe te wandel. Soos Dr. Andre gesê het verlede Sondag aand, nuwe mense in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe vir nuwe mense in Christus Jesus. Wandel in die nuwe lewe. Amen. Wonderlike Here, ons praat oor die woord en ons lees in die woord en as ons so met mekaar praat, struikel ons partykeer oor woorde, maar u woord is waar. U woord, soos dit vir ons opgeteken is in oorspronklike taal, foutloos. Ons aanvaar dit as woord van God. Nou bid ek dan ook, Here, dat elkeen van ons opnuut ywerig sal wees, deur die Heilige Gees gedryf, om waarlik te gaan lewe vir Jesus Christus. Dankie vir die loon wat daar beloof word. Ons wil graag daardie loon aan u voete eendag neerlê en u die eer gee. Onse Here Jesus Christus, u is groot, u is ons koning. Amen.